Here, onze Here, daar mag vandag, vanoggend, nie 'n greintjie van twyfel by enige een van ons bestaan. Hoekom Jesus Christus aan die kruis gehang het nie. Dit was as gevolg van ons. As gevolg van my sonde, my rebellie. Maar Here, dit was ook vir ons gewees. En kan ons ook dan baie persoonlik sê, vir my. En Here, daarom moet ons, as ons probeer ons oë opslaan na die kruis toe, voel dit vir ons wil ons koppe in skaamte sak. Want ons weet ons kos vir U, die bespotting wat U beleef het, hier op aarde. In die besonder daai dag, toe U eie skepsels, die mense vir wie U lewe kom aflê op U gespoeg het. Dis vir ons wat U daai swaar houtkruis gesleep het na Golgotha toe, deur die strate van Jerusalem. En dieselfde mense wat op die Palmsondag wat ons laas Sondag gevier het, die palmtakke in hulle klere voor U gegooi het en uitgeroep het, Hosanna. Hulle is nou die wat U bespot. Ja, Here, dis miskien 'n ander hand wat daai dag waar U oorgebuk was, U rug oopgekloof het, met 'n karwat se sweep met beentjies en stukke glas. Maar dit was ook my hand gewees. Dis wat sonde doen. Dit was nodig gewees. Here, U was bereid om dit te doen. Toe hulle die klere uitgeloot het, so goed, asof U een of ander goedkoop bedelaar daar langs die straat is, en die kleed geskeur het, toe hulle daai dorings in die kop ingedruk het. Here, toe hulle aan die kruis vasgespijker het, die hande en die voete, die kruis opgehuis het, sodat almal kan sien wat daar gebeur. Here, ja, dit alles was vir ons. Ons moet dit vandag weet, ons moet dit onthou. Want daar het iets baie groots gebeur, iets verskrikliks. Hulle steek 'n spies in die sy Here Jesus daai dag, om te kyk of hy werklik dood is. Maar net voor dit, sê U, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En so kom vra hy ook van ons, Here, dat ons ook in ons lewens dieselfde gesindheid sal aanneem wat U aangeneem het, U lewe lank. Want dis nie net 'n man wat daai dag aan die kruis gehang het nie. Dis God self. Vader God, in 'n sekere sin daal U vanuit die hemel neer. U is die skepper God van alle dinge. U was voor alle tye daar. U is die Alfa en Omega en U raak so 'n klein mensie, gebore in 'n stal, en U stap die lydensweg. En dit eindig vir U aan die kruis. Maar Here, nee. Daar is tog vandag op hierdie donker, maar goeie Vrydag vir ons baie meer as net die dood. As net die terugdink aan 'n man wat 2000 en wat jaar terug daar op 'n koppie aan 'n vloekhout gehang het. Dan was dit maar net nog een of ander storieetjie wat ons mekaar vertel het, maar ons glo, daai dag het God aan die kruis gehang. Ja, vir ons. En hy is begrawe, maar hy het ook opgestaan. En Here, Sondag gaan ons weer hier in hierdie kerk by mekaar kom. Maar daai Sondag nie in somberheid nie, maar met feeslikheid en 'n lied in ons hart, want ons weet, hy is nie dood nie. Ons Here Jesus lewe en hy regeer en hy sal weer kom. Dit is die verhaal van die evangelie. Dit is wat ons moet gaan verkondig, o Here. Ja, met dieselfde gesindheid van Jesus. Dat ons ook vir mekaar sal vergewe, dat ons sal besef dat die wat voortbeer en voortleef in sonde, dalk nie eers bewus is van wat hulle doen nie.
En Here, dat ons self ook maar dikwels, eintlik elke dag vir U steeds verloon met ons lewens, ons woorde, ons dade. U het vir ons 'n nuwe lewe kom gee. En Here, ons kom wy onsself vandag met die lees van die woord en ja, met die gebruik van die nagmaal opnuut aan U toe. Want U het U alles vir ons gegee. En dit is meer as genoeg. Ons het niks meer nodig nie. Ons prys U, Here, vir die groot offer. Amen. Geliefdes, as jy dalk die Bybel saamgebring het, ons lees uit Romeine 6 uit. Ons tema is, ons pad eindig nie by die kruis nie. Jesus se pad het beslis nie by die kruis geëindig nie. Ons pad eindig ook nie daar nie. Ons lees dan, ek gaan sommer lees van vers 4 af. Die woorde gaan nie vanoggend op die bord verskyn nie. Ons gaan luister daarna of jy kan in die Bybels volg. Paulus vra so, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons ander sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat ons soos Christus deur die wonderlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. En dan ons teksvers vir vanoggend, vers 8, aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet ook dat die ou sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dis nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is 'n nuwe mens. Hy is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterf en daarom glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat ook uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy, en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Hy gaan dan verder en sê, moenie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedryf nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie. Want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder genade. Twaalf uur sê die Bybel vir ons. 12 uur, daardie middag, raak dit pik donker. Helder oordag. Dit was nie 'n oortrokke dag soos vandag gewees het. En ek is seker dit was letterlik en figuurlik die donkerste dag in die geskiedenis van die wêreld. Party mense sê, God het dit laat donker word, want miskien het kon hy nie meer Jesus se lyding aanskou nie, dit was hom te verskriklik gewees. Maar so asof Jesus dan nou nie self God was nie. Ander mense sê weer dat God dit laat donker raak het, want hy wou nie meer dat die mense sien dat die skaamte of die verskriklikheid van Jesus van sy kind daar in die kruis nie. Maar ek betwyfel dit. Daar's meer aan die gang daardie middag.
Ek glo daar's 'n dieper rede hoekom dit donker geraak het. Want die lig wat uit die wêreld kom, met Johannes praat van die lig, was besig om uitgedoof te word. Die verskriklikste ding wat ooit kon gebeur. Sy eie mense, hulle vir wie hy gekom het hom verwerp. Hulle het hom nie aangeneem nie. En so oorweldig die duisternis ook vir hulle. Nie net hulle oë nie, of rondom hulle nie, maar hulle harte is oorweldig deur donkerte, duisternis. Dis hoekom dit helder oordag donker word. En vanuit hierdie donker hoor ons Jesus se laaste woorde wat hy dan uitroep. Ons het dit nou saam gelees, geluister aan. As hy dan sy gees, as dit ware vir die Vader oorgee, en hy gaan dood aan die kruis. Werklik dood. En die lig word uitgedoof. Uit ons wêreld uit. Vanoggend se erediens is dis die enigste diens op ons kerkkalender wat nie 'n feesviering is nie. Ons kom vier nie vanoggend fees nie. Want ons kom fokus vanoggend op die dieptepunt van Jesus se lyding vir ons. Dis nie 'n feesgeleentheid nie. Hier is nie vanoggend plek vir vrolike musiek nie. Hier is nie plek vir liggies nie. Want in ons agterkop weet ons, kom sê die Heilige Gees, kom wys hy vir ons, daar was 'n rede hoekom hy daar gehang het, en ek is die rede. Ons is die rede. Die lied sê, ek kos hom nie sla, die smarte en die hoon, dis vir my sonde, dat hy daar die bittere kruis weggaan. Ek kan nie vanoggend eenkant en onbetrokke hierso sit nie. Nie as ek die woord van God glo nie. Nie as ek sê ek is 'n Christen nie. Nee, geliefdes, ons moet besef, ons almal, elke liewe een van ons hierso, ons het 'n aandeel dat God in die Here Jesus daai dag aan die kruis, daai verskriklike kruis beswang. Ek is deel van die gebeurtenisse op Golgotha. Paulus sê hierso reguit, ons het saam met Christus gesterwe. Dit was, met ander woorde, in my en jou plek. Dis plaasvervangend. En hoe verskriklik dit ook al is, hoe wreed Jesus ook al gestraf was, hoe dit moes gewees het, ons praat van ter helle neergedaal in ons belydenis, ter helle neergedaal. Ons weet Jesus was totaal van God verlaat, terwyl hy self God was in die drie-eenheid. Op 'n onverstaanbare manier was die Vader nie meer by hom gewees daai dag nie. Dit was asof, en dis die wonderlike boodskap van Paasfees en lydenstyd. Dis asof, met respek gesê, ek self van daai kruis gehang het. Ek self vir my sondes betaal het, maar dit was nie ek nie, want God het vir ons gedoen. Want hy kon nie toelaat dat sy kosbare, dierbare kinders deur daai hel moet gaan nie, van God verlatenheid nie. Ons is saam met hom in die dood, ons is saam met hom gekruisig, sê Paulus. Dis in my plek. Dis in my plek, en dit breek my hart, dat ek daarvoor verantwoordelik is. Want ek weet iets van hoe lief God en Jesus my het. En ek het hom tog ook lief. En hy was bereid om dit vir my te doen. Maar daar is ook Golgotha. Kom neem God en Jesus om ons as het ware so onder sy vleuels. Die Bybel praat ons baie van God se vleuels. Ek weet nie of God regtig vlerke het nie, maar daai mooi beeld van God wat ons kom omvou. Dis terselfdertyd verskriklik, maar so wonderlik. Want dis verskriklik dat ek deel daaraan het, maar dis ook wonderlik, dis 'n onuitspreeklike wonderlike vrug wat ook daar kom, want dit wat van daai kruis afkom, en die gevolge daarvan, dit is ook vir my.
Dis vir my kinders, vir almal wat God liefhet. So asof ek self betaal het. Daardie verstikkende duisternis. Dis soos 'n skuldbrief. Ek wys nou so, dis seker so 'n lang rol of so 'n pak boeke van my lewe. Van al die sondes wat ek ooit gedoen het en sou kon doen. En dalk nou op hierdie oomblik doen. En dis asof daai skuldbrief aan daai kruis vasgespijker word, so saam met Jesus. En God daai sonde en daai skuld vat en hy skeer dit op. En dis verby, en dis oor. En nooit weer, ooit weer, hoef ons onsself te bekommer, is ek gered? Het ek genoeg gedoen om my skuld te betaal? Is ek in God se goeie boekies? Is God lief vir my? God wys vir ons hoe lief hy ons het. En enige mens wat dit sou ontken, wat die kruis van Jesus sou ontken, en wegbeer daarvan, en nie besef, maar dis vir ons wat hy het gedoen het, ons is saam met hom gekruisig nie, mis die hele doel van God met ons in ons lewens. O geliefdes, broers en susters, ons moet hoor vanoggend. Ons moet in ons geestesoog sien, en ek hoop die nagmaal kan vir u help vanoggend as u daai broodjie eet. En dit herinner jou aan Jesus se liggaam wat vir jou gebreek is aan die kruis. En daai slukkie wyn herinner jou aan die bloed wat gevloei het. Dit was vir ons. En so word donker Vrydag vir ons goeie Vrydag. Dit beteken, die duiwel kan nie meer kom ons beskuldig, of ons laat skuldig voel nie. En van jou sê, maar jy's op pad na die hel toe nie. Want dis nie waar nie, die prys is betaal. Sal God in sy liefde, in die feit dat hy sy enige gebore seun gee, sal hy halwe werk doen. So stukkie. Dat ek nog moet twyfel of onseker wees, of so 'n patetiese halwe Christelike lewe moet lei. Nee, hy doen volle werk. As God iets doen, doen hy dit. En soos die Bybel sê in Romeine, hy doen dit eens en finaal. Prys is betaal. Ek is nie meer 'n slaaf nie, sê Paulus. Ek is dood vir die sonde. Ek lewe nou vir God. Geliefdes, en dan kom ons by ons teksvers vir vanoggend, vers 8. Wat sê ons is nou op hierdie pad. Maar die pad eindig nie aan die kruis nie. Dit gaan verder. En hoewel ons vanoggend hierdie dieptepunt dan nou van lydenstyd vier, gaan ons Sondag weer by mekaar kom as die Here wil. En ons gaan mekaar daar by die voordeur groet en sê, geseënde Paasfees. Want vir Jesus het dit nie aan die kruis geëindig nie. God het sy seun opgewek uit die dood uit, wonderbaarlik. Party mense kan dit tot vandag toe nie glo nie, maar dit het gebeur. En so sê die Bybel ook, ons is ook saam met hom in sy opstanding. Deur die doop, deur die geloof, is ons ook saam met hom lewend. Ons pad eindig nie by die kruis nie. Vra dit enige iets van ons, behalwe ons trane en ons skuld en ons medepligtigheid. Ja, dit doen. Dit vra dat ek sal opstaan saam met die Here Jesus. Dit sal eendag gebeur aan die einde van die tye as Jesus weer kom om ons te kom haal. Die nagmaal herinner ons ook daaraan. Maar dit gebeur nou. Want ek is nou 'n nuwe mens. Deur die Heilige Gees kom maak die Here van ons nuwe mense. En hoewel ons nog die sonde doen, is ons sonde skuld afgeskryf. En lewe ons as nuwe mense. Nie meer as slawe nie. Dit dwing ons tot stilte hierdie goeie Vrydag. En dit plaas 'n vraag in ons harte. Nou hier, in watter opsig lyk my lewe of soos die ou mens? Wat kan ek nou begin doen om soos 'n nuwe mens te lewe? En goeie Vrydag 2025 sou vir u nutteloos gewees het. U sou vanoggend verniet kerk toe gekom het as jy uitstap by daai deure vanoggend en nie anders gaan lewe nie, nie nuut gaan lewe nie, in 'n nuwe toewyding nie.
So, as ons hierdie vraag vir onsself vra, hoe lyk ek nog in my lewe soos die ou mens dalk? Is dit 'n geweldige risiko? En ek wil amper sê, as jy nie bereid is om daai risiko te loop, jy moenie vanoggend die nagmaals-tekens gebruik, jy los dit. Moenie vir God lieg en jouself lieg nie. Maar as jy bereid is om te herdenk, terug te dink aan wat Jesus vir u gedoen het, dan is dit met 'n openheid in die gemoed waar ek sê, Heilige Gees, kom druk ook met u vinger op daai plekke in my lewe wat nog nie totaal aan u behoort nie, daai plekke waar daar nog 'n stuk donker duisternis is. En kom maak dit lig in my, sodat mense ook kan sien wat u kan doen, dat my lewe 'n getuie sal wees. Ek kom smeek u om vernuwing van my totale wese. Ek is in alle opsigte dood van die sonde. Help my ook nou om in alle opsigte vir u te lewe. Amen.